'n soutsuuroplossing met 'n konsentrasie van 1 mol per kubieke desimeter word by 'n oormaat verpoeierde magnesium by 25°C gevoeg. Kurwe 1 verteenwoordig die volume waterstofgas wat tydens hierdie reaksie geproduseer is. Kurwe 2 is verkry by verskillende toestande deur dieselfde volume soutsuuroplossing te gebruik. Watter een van die volgende verteenwoordig die toestande wat gebruik is vir kurwe 2? Die korrekte antwoord is D. As ons kurwe 1 met kurwe 2 vergelyk, dan sien ons eindig by dieselfde punt. Met ander woorde, ons het dieselfde volume waterstofgas wat geproduseer word. Al verskil is, kurwe 2 dui op 'n hoër reaksietempo as kurwe 1. Nou in hierdie vraag word daar 3 faktore gelys: toestand van verdeeldheid, suurkonsentrasie en temperatuur. Nou, ons werk reeds met poeier vir kurwe 1. Kurwe 2 kan met ander woorde nie lint wees nie, want lint sou 'n laer reaksietempo tot gevolg gehad het. Ons tweede faktor is die suurkonsentrasie. Nou, die volume suur is dieselfde in beide gevalle. So, om by dieselfde eindpunt uit te kom, moet die suurkonsentrasie dieselfde wees. Anderster, as dit hoër is, gaan daar meer waterstofgas vorm, en as dit laer is, gaan daar minder waterstofgas vorm. So, ons is steeds by 1 mol per kubieke desimeter. En laastens, die temperatuur. Ons is tans by 25°C. Vir 'n hoër reaksietempo moet die temperatuur hoër wees as 25°C. Soos ons sopas gesê het, die toestand van verdeeldheid moet poeier wees. Die konsentrasie van die suur kan nie hoër of laer wees nie. En vir 'n hoër reaksietempo het jy 'n hoër temperatuur nodig. En die enigste opsie wat aan al hierdie vereistes voldoen is D.